By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne 'n respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.
so 'n advertensie op televisie. Die man het gesê, one word, impressed. Nou, ek wil ook dit sê, dit was vir my verskriklik mooi. Heerlik om na julle twee te luister, baie dankie daarvoor. Jung beskryf die staat waarin die Christelike geloof die mens plaas, naamlik 'n pessimistiese mensbeeld in jou kern verwerf deur nie jou eie sonde nie, maar die van 'n oermoeder, en dat dit vir jou onmoontlik is om die goeie na wense te pleeg en genoegsaam om gered en goedgekeur te word, as 'n permanente staat van skuldgevoelens. En dit vorm die gewenste teelaarde daarvoor om gemanipuleer te word tot 'n gehoorsame kind, waarin jy nie vir jouself mag dink, spontaan mag optree of jou eie besluite en oordeel mag vertrou nie, maar waarin jy regtig waar soos 'n kind na 'n ouer moet luister na wat vir jou voorgeskryf word. Jy kry so 'n mens dan op 'n plek waar hy nie meer agent is nie, maar waar hy gehoorsame is. En volgens Jung is dit 'n baie ongewenste staat waarin jy enige mens kan plaas, want jy maak so 'n mens se siege oop vir indoktrinasie. Luister gerus in hierdie gesprek wat alles hierop gebou kan word. Vandag is praatjie nommer 13 en dis die voorlaaste een. Volgende week gaan ek my belofte nakom en die opsomming vir julle gee van hierdie hele reeks wat nou al in Januarie begin het, so dis 'n lang pad wat ons gestap het tot hier. Vandag gaan dit oor Carl Jung en my titel is Die verlore stem, ons verlore stem, en die weerloosheid waarmee dit ons laat teen indoktrinasie. Ons leef in 'n tyd waar mense hulle self graag onafhanklik noem, ook onafhanklike denkers, terwyl ons presies dieselfde goed glo as ander mense om ons. Ons verwerp autoriteit sogenaamd, maar ons neem dit net in ander forme weer gerieflik en gemaklik aan. Ons dink ons is vry, maar ons identiteit word steeds vir ons aangebied. Deur kultuur, deur godsdiens, deur groepe, deur ideologieë. En Jung het hierdie ding raak gesien en het was vir hom ontstellend. Die moderne mens is nie minder vatbaar vir indoktrinasie nie. Hy is meer vatbaar daarvoor, aldus Jung. Juis omdat ons dink ons is immuun. Met die industriële revolusie en die verstedeliking het die mens homself tussen massas mense begin bevind. Jung het dit gesien as problematies vir die menslike siege, want deur in die platteland daar op jou eie, tussen net jou mense, waar jy 'n groter vis in 'n kleiner dammetjie was, het jy 'n ander siege gehad as nou in die stad. Mense het toenemend onbelangrik begin voel. En vanweë die manier waarop die staat die wêreld begin organiseer het jy naderhand net 'n rat in 'n groot masjien geword. En het jy geweet dat jy 'n funksie het en dat jy moet inpas en inval en die lewe het baie meer voorskriftelik geraak. En dit het 'n kwaai impak op die mens se siege gehad het. Ons het geleer dat om belangrik te kan voel nou weer opnuut, moet ek nie staat maak op dit wat in my uniek is nie. Ek kan nie op my autentiekheid staat maak nie, ek moet ook nie op my eie stem staat maak nie. Hier word ek nou 'n gehoorsame burger. Hier is 'n kode. Hier is 'n ethos. Hier's goed waaraan ek moet voldoen. Ons word gehoorsaam. In steede daarvan dat ons innerlike stem en intuïsie en ons passies volg, word ons gehoorsame mense. En hy het gesê dat hierdie verlies aan 'n innerlike stem het gepaard gegaan ook met die verlies aan die kompas wat godsdiens byvoorbeeld vir die middeleeuse mens gebring het. Hy het gesê, vergelyk ons met die middeleeuse mens. Die middeleeuse mens het geweet, iemand het my gemaak, iemand kyk heeltyd na my, as ek gehoorsaam is aan daai persoon wat God is, dan sal dit met my goed gaan, en as dit sleg gaan, sal hy my help, en as ek dood gaan, dan is ek daar by hom.
Hy sê dit was so 'n maklike manier om jou eie lewe aan jouself te verduidelik, dat jy rustig kan raak. Maar, tesame met hierdie revolusie wat ons gehad het industrieel, het jy ook die rasionalisme, en het mense se geloof weggeraak. En hy het nie 'n probleem gehad daarmee dat 'n mens glo nie, maar dis die manier waarop daar geglo was. Met ander woorde, die verstedeliking het jou broos gemaak daarvoor om te luister wanneer die demos praat, wanneer die staat praat, wanneer organisasies praat, wanneer die baas praat. Jy moet luister, want dan word jy aanvaar, word jy bevestig, kry jy identiteit, en is jy deel van die groep en deel van die radwerk, en dit word 'n nuwe manier van wees. En as jy dit dan as 'n basis het, dan kan godsdiens op 'n manier dan weer 'n sterker houvas op jou kry, deurdat jy net instemmend raak, geïndoktrineer raak. So as jy nie wegbreek nie, dan is jy baie broos vir daai indoktrinasie, want nou het jy huis waar dit 'n buurt is met baie mense, jy's nie baie belangrik nie, maar dan kry jy jou groepe waarheen jy gaan. By jou werk kry jy jou geld en jou baas is tevrede want jy luister. By jou kerk sê jy ja dominee, en almal is tevrede want jy luister. En jy kry identiteit binne in hierdie groep. En Jung sê, dit bring ons by die plek waar die moderne mens homself bevind, in terme van indoktrinasie. En dan het hy bitter baie kritiek, nie op geloof nie, maar op dogmatiese denominasies, georganiseerde geloof. Want hy sê, en dit sal ek nou in die praatjie bietjie beter uitpak, hy sê hier neem jy 'n mens weg van hulle eie direkte ervaring, jy bring hulle by 'n plek waar hulle na dogma moet luister, dit moet onderskryf, hulle moet dit gehoorsaam, hulle moet dit glo. Ons weet mos hoe dit gaan in kerke. Jy sluit by 'n kerk aan wanneer jy saamstem met min of meer alles wat hulle glo. En daai bietjie wat jy nie glo nie, sal hulle met jou bly stry en kibbel, totdat jy sê, kom ons los dit, of okay, ek glo. So hy het gesê, mense is weggeneem van 'n persoonlike ervaring spiritueel. Ons het ons kern verloor. Ons is nou nie meer geanker in onsself nie. Ons is nou geanker in die groep. Ons is geanker in oral waar ons gehoorsaam is en is wat ons gesê word om te wees. So dis 'n eksterne locus van kontrole. Jou begronding is nie meer binne in jou self nie. So nou raak ons oorafhanklik, en ons is afhanklik daarvan, sielkundig, maar nou raak jy bykans totaal afhanklik van goedkeuring, van groepsidentiteit, of van, en veral dan, want al die twee hierdie goed ontspring uit oorgelewerde idees wat in jou kop neergesit word, wat jy net moet neem. En wanneer daai kern ontbreek, dan gebeur daar hierdie tragedie wat vir hom so 'n probleem is. Die mens word 'n draer van ander mense se oortuigings. Ek wil dit weer sê. Dis 'n tragedie. Want die mens word 'n draer van ander mense se oortuigings. Dit was sy kritiek op georganiseerde godsdiens. Soos ek gesê het, hy was geensins teen geloof nie. Hy het net geglo dat 'n mens, alhoewel die meeste van ons het 'n diep religieuse aanvoeling, of intuïsie, of geneigtheid, maar hy het 'n probleem gehad met wat daarmee gedoen word, wanneer godsdiens versteen, en dogma en leerstellings is hierdie klippe, wat gepak word, en die lewe word vir jou verduidelik, soos wat dit met hierdie klippe uitgepak word, versteende leerstellings en dogmas, nie joune nie, ander mense sin, wat vir jou aangegee word. En dit gebeur wanneer misterie verander in stellings, waarhede, en wanneer ervaring vervang word in my en jou lewe spiritueel met gehoorsaamheid aan gebooie en leerstellings. Dan gebeur iets baie subtiel, maar is baie ingrypend. Die pad
wat ek en jy sal stap as individue, word nou as 'n bestemming aangebied. Mens kan dit anders stel, die probleem is dat dit mense oortuig, hulle het nou deur hierdie leerstellings te aanvaar, het hulle aangekom. Hulle het aangeland. Die kaart word aanbid, in steede van die roete wat gestap word. Of, dit is soos iemand wat in 'n restaurant gaan sit en 'n koppie tee bestel, en hulle bring vir jou die resep vir die tee. Dit is wat Jung sê met godsdiens gebeur het. Daar's geen ervaring daarvan meer nie. Daar's net hierdie klomp resepte van wat jy glo. So geloof word eintlik 'n kognitiewe indoktrinasie, pleks dat dit 'n lewendige verhouding word met die lewe self. Hy breek met Freud. Soos ons weet, ek meen jy kan nou amper sê dat hy Freud se erfgenaam was in terme van baie van die idees wat hy gehad het. Maar in 'n stadium het hy van Freud, wat die kroonprins van psigoanalise was, het hy weggebreek. Want Jung het begin voel dat Freud se model reduksionisties is. Dat hy goed oorvereenvoudig. En dat Freud te rasioneel is. En toe gebeur daar iets met Jung, wat 'n ongelooflike impak gehad het op die boodskap wat hy die wêreld ingestuur het. En hy het self later die problematiek daarvan ingesien en dit verduidelik. Hy het begin droom, intense drome en baie van hulle, onbeheerbaar, visioene van vloede, van chaos, van die wêreld wat in mekaar stort. Hy het begin dink hy het sy verstand verloor. Maar hy het nie hiervan weggevlug, soos wat baie van ons seker maar sal maak nie. Hy het toe daarin begin delf. Hy het dit begin opteken, hy het dit begin ondersoek, en hy het dit nie as 'n patologie gesien nie, maar as betekenisvol. En hieruit is sy kerninsigte gebore wat ek en jy baie goed ken. Jung het gesê, die onderbewuste is nie net iets wat nie onderdruk moet word nie, dit is iets wat aangehoor moet word. Hy het aangedring daarop, dat ek en jy weer met die self te make sal kry. Nou op 'n ander manier, en ek gaan dit net nou uitwys as wat die neurowetenskap geneig is om vandag vir ons te wys, het Jung gesê, jy moet terugkeer na jouself en die dogma waaraan jy gehoorsaam geraak het, moet jy verlaat. Hy het gesê, word weer 'n individu. En 'n mens kan dit vir almal van ons sê, as jy vandag jouself kan eien as iemand wat ander se oortuigings dra, sonder om te krities te wees daarmee. Maar wat hy gesê het, en 'n mens moet daarop let, is nie dat ons op 'n oppervlakkige manier onsself moet wees nie. Daarvan kry mens baie slagspreuke vandag. Soos wat een skrywer dit stel, op 'n koffiebeker sal jy maklik lees, iemand sê, wees jouself. En dit beteken net, basta met die res. Dit bedoel nie op 'n oppervlakkige manier jy wees jouself nie, dit beteken individuasie. En hierdie individuasie beteken eerstens vir hom, dat jy jou eie skadu sal raak sien. Dat jy sal erken dat jy nie net uit lig bestaan nie, maar ook uit donker. Dat jy die dele van jouself sal integreer wat jy tot dusver verkies het om te ignoreer. Want, soos hy dit sou stel, wat jy nie gaan bewus maak vanuit jou onderbewuste nie, gaan jou beheer. En dan gaan jy die goed wat met jou gebeur, jou noodlot noem, of die lot noem, terwyl dit jou onderbewussyn is wat jou op daardie koers gestuur het, omdat jy dit nie geken het nie. So hy praat van 'n idee van die self wat na vore moet kom, wat niks te doen het met die prentjie wat die ego graag vorm nie. En dit is waar dit so gevaarlik raak. Want as jy dan nou geval het vir groepsdruk of indoktrinasie of die kultuur se voorsê of die godsdienst se leerstellings, en dis nou die goed, jy dra nou al hierdie ander oortuigings en dan voel jy goed, want jy is nou 'n groepsdier wat jou identiteit daaruit put dat jy inpas. En dat jy nie stroom op is nie. En dat almal sê, ja, ons hou van jou. Ons hou van jou. As jy daar uitgekom het, en daai self is die self wat jy na vore gebring het,
is dit 'n prentjie wat daardie ego, daardie gehoorsame ego, goeie landsburger, goeie kerkmens, wat ook al, dat jy dit geteken het, en jy het vir jouself letterlik die fliek se teks geskryf, en jy leef hom vanuit jou ego voorskriftelik. Jy's glad nie autentiek nie, jy ken eintlik nie eers meer jouself nie, dalk soms nie eers jou goeie en sterk en ligte passies nie, wat nog te sê van die donker, want dit deug nie, ons moet dit wegsteek, en daarom het jy dit vir jouself baie diep gaan wegsteek. Dis met ander woorde, nie daai storie, wat jy aan die hand van die gemeenskap vir jouself begin vertel het oor wie jy is nie, maar is 'n dieper delf, dis 'n ontdekking van 'n meer komplekse jy, en van 'n minder beheerbare jy. Want as jy eers gesien het, hoe jy geïndoktrineer is, en jy begin soek self, dan weet ons, dit raak 'n baie onbeheerbare storie, en hy plooi homself soos wat hy gaan, en jy weet nie altyd waarheen hy met jou gaan nie, veral nie met die feit dat jy jou identiteit gekry het in behoort nie. En dis een van die grootste krisisse van mense wat stroom op begin dink, en godsdienstig die heel ergste, is dat hierdie mense word in die koue gelaat, randfigure, hulle verloor daai totale identiteit, daai totale stempel op hulle lewens dat hulle okay is, en hulle moet soek na wie hulle is, buite die laar, en buite hierdie aanvaarding. So Jung kom met 'n voorstel vir spiritualiteit wat so gaan klink. Dit was nogal ongewoon. Hy het God nie as 'n teologiese figuur waaroor jy kan filosofeer gesien nie. Vir hom was God 'n psigiese werklikheid, 'n simbool van heelheid, 'n ervaring wat mense transformeer. En hy het gesê, ek glo nie in God nie. Toe gebruik hy vreemde woorde en 'n mens moet dit verduidelik om hom nie verkeerd te verstaan nie. Ek weet. Hy sê ek weet, maar hy praat nie van 'n transcendente God nie. Hy praat van sy eie innerlike. Hy het gesê, ek verstaan nie alles nie, maar ek neem my ervaring in my eie binneste ernstig op. En daarom glo ek dat mytes, drome en simbole nie net bloot verbeelding is nie. Dit is draers van die waarheid en van betekenis. Dit was vir hom 'n totaal innerlike, subjektiewe ding, sy beeld van en verhouding met God. Wat is die geskenk wat hy daardeur vir ons gee? Eerstens, gee hy vir ons die moed om innerlik te luister. Pleks daarvan dat ek vra, wat moet ek glo? Kan ek nou vra, wat ervaar ek werklik? Ek het in hierdie week 2 mense gehoor wat vir my boodskappe stuur en sê, ek begin wonder wat om te glo. Dan sê ek, dis die beste plek om by te wees, ek ken daai plek. Begin nou vanuit jouself, net die lewe beleef, hier van binne af. Dis die maklikste en beste en eerste paar tree wat jy kan gee as 'n teenvoeter vir indoktrinasie en vir daai ding dat jy 'n draer geword het vir allerlei oorgelewerde oortuigings van ander mense wat jy net heelhuids ingesluk het. En die tweede ding wat hy vir ons as 'n geskenk gee, die eerlikheid om kompleks te mag wees. Jy is nie net die beeld wat jy tot dusver voorgehou het vir aanvaarding en om 'n oulike mens te wees nie. Jy is ook die dinge wat jy ontken. En as jy dit ontken, sal dit op maniere in jou na vore kom, so hoe meer jy hierdie gepoleerde beeld probeer hou, hy's lankal weg. Ek is seker na hierdie van 2019 tot vandag toe met die van julle met wie ek skouers skuur, as ek enigstens gedink het ek gaan 'n prentjie voorhou, daar moes al oomblikke gewees het wat jy goed sien uitklim het uit my wat jy besef, okay. Dis dinge wat uit daai man se skadu uitkom. Dit is wie ons is. Ons is so kompleks soos dit en ons mag onsself die toestemming gee om dit te wees.
Want ironies, daardeur sê 'n mens nie, gaan doen skade aan jou verhoudings deur jou skade uit te leef nie. Dit beteken, vind jou skade, ken jou skade, ontdek wat daar aangaan, en met daai selfkennis sal jy juis minder en minder en minder en minder skade doen, en meer liefdevol wees. Want as jy jouself kan lief hê, dan gaan dit oorspoel in jou verhouding met ander mense. Ons dink baie keer dat selfliefde is iets wat teenproduktief gaan werk met interpersoonlike liefde, maar dit is die teenoorgestelde. As dit werklik selfliefde is, en ons praat nie van die ego se prentjie nie, ons praat nou van niks wat verdedigend is nie. Ons praat van iets wat oopmaak en eerlik is oor wie ek is, en juis dit soms dalk interpersoonlik ook is, en met daai selfliefde en aanvaarding van die kompleksiteit van die self, kan ek jou dan dieselfde geskenk bied van aanvaarding, en jy kan teenoor my dieselfde openheid en openhartigheid hê. Hy gee derdens vir ons nog 'n geskenk, dit is 'n herdefinisie van spiritualiteit. Dit is nou nie meer leerstellige sekerheid nie. Dit is nie meer dinge wat jy glo nie, maar dis 'n verhouding met die lewe, die ervaring van die lewe, met al sy vlakke en al sy lae. Maar juis begin daar ook 'n gevaar. Met elkeen van hierdie mense oor wie ek gepraat het oor hierdie 13 weke, is daar geskenke, maar daar is slaggate. En by Jung natuurlik is daar ook slaggate. Sy wêreld is baie ryk. Maar dit is ook 'n bietjie gevaarlik as mens dit net so by hom neem sonder om krities te wees daaroor. Want wanneer alles betekenis kry, as alles net simboliek is, dan kan enige iets geïnterpreteer word. Jy droom van 'n slang en dit kan 10 goed wees. Wie besluit wat is nou waar? Wanneer niks weerlê kan word nie, want is almal se subjektiewe, simboliese waarheid, innerlik, uniek en eg, dan raak alles moontlik, en dan kan niks meer nagevors word om werklik uit te vind of dit waar is nie. Ek het dit hier so gestel, wanneer alles moontlik is, word waarheid baie stil. Ek het 'n nota in my notas gemaak oor ons by Renaissance. Ek het 'n bietjie daai gevoel by ons gekry, veral in die begin toe ek gekom het, dat ons slagspreuk was, dis glad nie belangrik wat jy glo nie. Dit is net belangrik hoe jy leef. Maar hoe mens glo het 'n impak op hoe jy leef. En daar is grense vir wat ons as waarheid mag bestempel. Daar's grense vir dit wat ons mag sien as objektief waar. Want die oomblik as jy van objektief waar praat, dan praat jy van dinge wat gemeet kan word. So mens moet weet, en jy moet dit heeltyd in ag neem, as jy met 'n simboliese spiritualiteit werk, en met 'n simboliese subjektiewe waarheid werk, en jy so met die lewe omgaan, moet jy die hele tyd vir jouself sê, ek moet net onthou, hierdie is my ervaring, dit het vir my betekenis, vir my is dit eg, dit spreek van iets wat ek 'n behoefte aan het, of 'n blik wat ek op hierdie saak of die wêreld het, en ek kan nie daarmee aanspraak maak op objektiewe waarheid nie. En dit is die probleem binne godsdiens. Elke kerk het sy invalshoek, en ek wil net so 2-3 noem om vir julle te verduidelik waarvan ek praat hier. Jy neem dieselfde Bybelboek, en as daar vandag denominasies, as jy aan die gereformeerde kerke dink, wat sal sê, die mens wik, maar God beskik. En hulle lees daai boek op 'n manier met lense en filters wat hulle by 'n plek uitbring, maar hulle sê, hierdie wêreld werk so, die Here is in beheer, wat jy ook al doen, gaan nie veel van 'n impak hê nie. Hy gaan doen en laat gebeur wat hy wil hê, en jy gaan in berusting moet ingaan. En dan het hulle 'n godsdiens van berusting en God se wil met 'n troos, dat hy hulle eendag se verduidelik hoekom hulle deur die goed moes gaan, en dat hulle daarom die hemel gaan kry. Dan kry jy 'n huisvrou, wat nêrens teologie bestudeer het, sy het 'n baie kinderlike verhouding met Jesus, wat sy ook uit die Bybel uit kry, en sy het 'n lewe, waar sy vir almal en alles net lief het, waar sy sonder enige oordeele dan die lewe kyk, waar jy haar kind kan wees, en jy 'n psigopaat kan wees, en 'n moord pleeg, en sy gaan jou in 'n kas wegsteek as die polisie kom.
Want Jesus is vir almal lief. En hy maak nie 'n onderskeid tussen die grootte van sondes nie. En jy kan dit ook uit die Bybel uithaal as jy wil. En dan kry jy die welvaartsteologie, waar hy selfe Bybel neem en hulle lees 'n boodskap van God wil jou ryk maak, gesond maak, baie lank laat leef, en hulle preek dit. En hulle glo dit. En dit is wie God vir hulle is, en dit is die Bybel vir hulle. Dis net 3 totaal verskillende waarhede, gebaseer op 'n sogenaamde openbaring, maar dit is alles so subjektief. En wat dit rof maak is, dit begin by 'n subjektiewe waarheid. 'n Boek wat hulle glo deur God gegee is, maar ons vandag weet deur mense geskryf is. So dit is so subjektief as wat jy kan kry binne in 'n klein nasietjie het dit ontstaan, met invloede van ander nasies, en dit het oor 'n klomp klippe gehardloop, en ons sit vandag met so 'n aardigheid dat ons nie kan verstaan dat hierdie nie God is nie, dat hierdie nie sy waarheid is nie. En dan bou ons bo-op dit nou nog ons waarhede, wat soos ek verduidelik het so verskil. So hoe ver is jy nie nou van objektiewe waarheid af nie, maak nie saak wie jy op hierdie planeet is nie, jy bly altyd met subjektiwiteit besig. En dit kan 'n slaggat wees, as 'n mens Jung sal absoluut neem, om met al jou simboliek en goed te werk en te besluit, alles is maar net reg, en alles spreek van waarheid. Dan bring die neurowetenskap vandag 'n ongemaklike vraag. Hy sê vir ons iets baie eenvoudig, maar dit kan mense ontstel wat Jung sterk aannam. Hulle sê die brein is 'n betekenismasjien. Daaroor het ek al goed gesê in hierdie reeks. Die brein soek patrone. Gee vir jou brein genoeg geraas, en hy sal vir jou 'n patroon gee. Ons sien gesigte in wolke. Ek het eendag 'n praatjie hier gelewer waarvan die titel is, sien jy Jesus in jou toast? In party mense se lewens is dit so erg, dat hulle in alles prentjies sien, in alles tekens lees. En as jy dit baie ver voer, dan word dit 'n patologie. Ons hoor boodskappe in toevallighede. Ons glo dinge wat gebeur word deur iemand georkestreer en bestuur, sodat dit mooi kan uitwerk. En al wat eintlik gebeur is, your brain is looking at the bright side in dinge wat in jou lewe gebeur, en dan ryg jy die storie aan mekaar. Iemand kyk naby, want kyk hoe mooi werk alles uit. Dis jou brein wat die prentjie maak. Ons skep stories, omdat die brein nie ligleegtes, lukraakheid en chaos en onpatroonmatigheid kan verduur nie. Hy moet 'n storie of 'n prentjie of 'n patroon vorm vir jou om vrede te kan hê. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat baie van wat ons as diep simbolies ervaar, maar net die produk kan wees van neurone, wat patroonskeppend in jou brein werk. En dit is nie altyd onwaar nie. En nou kom ek onmiddellik en ek gooi die wipplank na die ander kant toe en sê, dis wonderlik. Niemand moet dit verdag maak nie. Niemand moet dit van jou weg probeer neem nie. Dit is hoe ons gemaak is. Dit is hoe die lewe vir ons die lied word, wat ons kan sing. Dit is hoe hy die storie word wat ek kan vertel, om aan te sluit by Nietzsche. Dit is hoe die lewe selfs soms in sy tragiese, 'n Griekse tragedie kan word, wat jy in 'n fliek kan kyk, en jy kan voel dit was 'n mooi storie, al huil ek daaroor. Dis wonderlik dat ons brein stories maak van wat gebeur. Maar dit beteken nie dat daai patrone wat ek sien noodwendig objektiewe waarhede in my lewe is, soos bestuur veral deur 'n eksterne bron soos God nie. Wat van die self? Jung sê ons moet onsself gaan ontdek. En dit raak hier baie interessant, want sommige neurowetenskaplikes sê daar is nie 'n vaste self nie. Daar is net 'n voortdurende stroom. Dis 'n narratief wat die brein skep en herskryf soos wat jou lewe aangaan. En terwyl Jung sê ontdek jouself, sê hulle nee, jy bou jouself soos wat jy leef. Jy bou mos
hierdie prentjie. En dit was toevallig ook een van my praatjies, as julle hom wil gaan kyk, as jy nou lus het om terug te krap in die argiewe toe ons Johannesburg Renaissans begin het, was een van my eerste praatjies wat ek daar gelewer het. En die titel is op YouTube, jy kan hom gaan kry op ons Tweerigting kanaal. Die titel daar was, jy vind nie jou ware self nie, jy bou hom. So daar het ek al seker reeds invloed gehad van die neurowetenskap in my denke hieroor. En ek wil dan vanoggend sê, ek dink, as ons moet vra wie is reg oor die self, Jung of die neurowetenskap, ek dink albei is reg. Ek dink nie daar is fout met een van hierdie benaderings, mits jy dalk die twee kan saamgooi. Kom jy by halfpad reg, en dan kry jy 'n hele wat mooi is. Nou waar lê die spanningsveld? Ek dink dis waar volwassenheid begin. In ons spiritualiteit. Dit begin daarby dat ons sal weet, daar is nie so ding so sekerheid nie. Want hierdie is nie eksakte goed nie. Daar is nie so iets so sekerheid nie. So ons moet die vermoë hê om die spanning te kan dra. In die onsekerheid. Om te kan sê, my innerlike ervarings is vir my betekenisvol, maar dis nie onaantastbaar nie. My drome leer my iets, maar hulle is nie onfeilbare openbarings nie. Ek het 'n gevoel van 'n self, maar dalk is dit nie so vas soos wat ek dink nie. Die grootste gevaar vir die moderne mens, en dis wat ek glo, is nie dat hy niks glo of dat hy glo nie, want dit albei kan problematies wees. Ons weet dat om niks te glo nie kan vir sekere mense totaal by nihilisme laat beland, waar daar vir hulle geen sin in hierdie lewe is nie. En dit kan verrykende gevolge in mense se siege hê. En aan die ander kant weet ons dat vir baie mense wat hulle glo en dat hulle glo is uiters problematies, veral vir baie van ons wat probeer dink. En dit is problematies as jy vandag hier sit en jy's 'n mens wat uit die indoktrinasie gekoop het, omdat jy dit sien, en jy begin nou autentiek vir jouself dink, en jy sit in menseverhoudings, met familie en vriende, en dalk partykeer jou lewensmaat. En jy moet die hele tyd teen daai stroom druk, en hulle stroom is sterk, want onthou, dit is die demos. Hulle stem saam, en daar's baie van hulle. En hier kom jy as 'n enkel ou stemmetjie of 'n paartjies, en wat nou? En dit is dan wanneer 'n mens partykeer so gaan laar optrek met ander mense, en ons wil ook weer in Renaissans net seker maak, ons dink almal presies dieselfde, want ek wil darm daai versekering hê, hier's 'n klomp van ons wat eenders dink, want dan is my geloof reg. En hierdie is 'n eensame pad, hierdie is nie so 'n pad nie. Daar is nie daai sekerheid nie. Alhoewel ek sê daar is daai grense vir wat waar is en as waar beskou moet word. Maar as mens by die plek kom waar jy eerlik kan sê, weet julle, hierdie is vir my waar en hierdie is vir my betekenisvol. Ek weet dis nie noodwendig waar nie, maar ek leef daaruit want dit werk op die oomblik vir my en dan kan dit motiveer en dit is vir ons mooi. Dan is dit mos goed. En dit gaan verskil van my en van jou. En om daai spanning te kan dra, dit is regtig 'n moeilike ding, want ons is tropdiere. Ons het verstedelik. Ons bly nie daar doer op 'n plaas in die Kalahari, ver van almal en kom eenmal in 3 maande in die dorp en steur ons nie wat ander mense dink van hoe ons is en wie ons is. Ons is nie so nie. Dis baie moeilik om in hierdie spanning te leef, in 'n wêreld van mense wat glo wat kerke vir hulle vertel. En wat jou veroordeel, en wat vir jou bid, en wat jou heimlik partykeer die hel toewens, omdat jy nie die pad wil stap wat hulle stap nie. Dis nie so maklik as wat 'n mens dink nie. En ek dink baie keer bly ons ook onnodiglik in die kas wat dit betref. Want daar's 'n manier om baie liefdevol net grense te stel en sê, weet jy, ek glo nie wat jy glo nie. En dit is nie vir my normatief nie, ek weet dit is vir jou, ek was ook daar, maar vir my is dit nie normatief nie, en ek wil met jou 'n verhouding hê op die basis waar ek kan glo wat ek glo. En jy glo wat jy glo, en ons gaan nie mekaar probeer oortuig nie. Dit is belangrik, dis 'n plek waar ons leef. Om betekenis te ervaar, sonder om te vra waar dit vandaan kom. En dit is moeilik. Ons moet dit raak sien. Dit is vir my ego die belangrikste ding om as ek betekenis uit 'n waarheid kry. En as 'n paar ander mense wat dit saam met my glo, dan is ek weer in daai gemaklike plek waar ek in die kerk was.
Om dan vir myself te jok en nie te vra, waar kry ek hierdie oortuiging nie, is nie 'n goeie ding nie, want ek stap in 'n ander groep, in 'n ander konteks, dieselfde pad as wat ek in die kerk gestap het. Ek is weer eens geïndoktrineer. So wat moet ek raak sien? Ek moet raak sien dat ek nooit weer moet glo, sonder om raak te sien waarom ek het glo nie. Ek moet nooit weer 'n identiteit ontvang, sonder om dit te ondersoek en te sê, wie gee vir my hierdie identiteit nie. Ek moet die krag van indoktrinasie nooit onderskat nie, want ek kan weer geïndoktrineer word. En 'n mens sien dit. 'n Mens sien hoe dat mense, hulle begin, as hulle ondersoek instel, begin hulle 1 of 2 gurus of skrywers aanhang, en dan hoor jy vir 10 jaar daai aanhalings uit daai persoon se mond. Dan dink ek, jy is maar net nou in 'n ander kerk. Jy het nog nie vir jouself begin dink nie. As jy iets aangegee word, enige geloofstuk of stelling, kyk na hom en raak krities. Raak krities, want anders word jy weer geïndoktrineer. Ons moet ons identiteit, ons waardes, ons oortuigings nie as erfgoed van ander mense ontvang nie. Ons moet daai erfgoed vat, want daar kom natuurlik erfgoed, ek leef mos nou nie op 'n eiland nie. Ek moet daai erfgoed vat, ek stof dit af, ek poleer dit, ek bytel dit, ek verander dit, ek breek en herbou dit, en ek pas dit aan, deur my eie kritiese denke toe te pas. En soms moet ek van dit net eenvoudig weggooi. En daar's iets wat my pla, en daarmee gaan ek land. Omdat indoktrinasie so sterk is en dit hand aan hand gaan met die tropdier ding waar ek my identiteit in 'n groep kry. As 'n mens ouer word en jy word bietjie broser en jy word uiteraard sagter, en in die Ken Wilber idioom begin jy transcend and include, en ek voel dit in myself baie keer, want ek word nou ouer en sagter. So ek kan selfs weer my arms om die kerkmense sit en my goedjies wat hulle glo in, jy weet, versagting kry vir baie van dit. Maar dit kan die gevaar hê dat jy wil eintlik, sonder dat jy dit weet, en ek sê dit pertinent vanoggend vir ons. Jy kan, sonder dat jy dit weet, wil jy eintlik weer deel van die laar wees. En daarom begin praat jy weer 'n taal, of laat jy 'n taal toe, wat nie werklik waar is vir jou nie. En nou begin mense doen wat Jung sê, nou raak dit simbolies. Nou kom mense en hulle sê, maar die maagdelike geboorte moet jy simbolies sien. Jy moet die kruisiging van Jesus en dat sy bloed 'n offer was, moet jy simbolies sien. Jy moet die opstanding uit die graf moet jy simbolies sien. Jy moet die hemelvaart simbolies sien. Dan raak dit verskriklik pragtig. Hoor jy kan begripstoetsklas daarmee hou. Jy kan opstelle daaroor skryf. Maar dis vir my oneerlik, en dis die oneerlikheid wat die intellektueles onder ons pleeg, hoor. Want daai mense 3000 en 2000 jaar gelede het daai goed nie so geskryf nie. Hulle het nie dit so bedoel nie. Jesus se bloed het gestort en dit was 'n offer, want dit is offerkultusse gewees. Dit is nie 'n simboliese dood gewees op enige ander vlak nie. Dit is 'n offer vir sondes. Dit vervang al die ander offers. Hy het regtig uit die dood opgestaan. Hy het regtig hemel toe gevaar. Hy sit regtig aan die regterhand van God. So, as 'n mens dit so maak, dan voel ek al hoe meer, ons speel nou speletjies. Ons is nou besig om te sukkel om los te maak. Sukkel om eerlik te wees oor waar hierdie goed vandaan kom. En as mens dit wil doen, en dit staan mens vry om dit te doen, moet jy sê, dis wat ek nou doen. Ek gebruik hierdie storie, soos wat 'n mens Rooikappie kan vat en vir hom ander betekenis gee. Maar dan moet 'n mens nie sê, die Bybel sê eintlik dit, as jy hom dieper lees nie. Nee, dis jou borduurwerk, wat nou hier aan die gang is. Dis nie wat die Bybel daar sê nie. So die vraag is nie, wat glo jy nie? Die vraag is eerder, wanneer glo jy onkrities, sonder dat jy dit agterkom? Wat dryf my in die goeters wat ek glo? Vryheid begin daar, waar ek weet hoekom ek iets glo, en wil glo. Vryheid is nooit in dogma nie, en is ook nie in Jung se model nie.
Ons moet self dink. Ek gaan hiermee afsluit. Ons moet self dink oor alles wat ons glo, nadat ons ons kritiese bril opgesit het. Dit was vandag my storie. Hiermee is die reeks afgehandel, so daar gaan nou nooit net 'n opsomming kom volgende week, en dan gaan ons op 'n ander vliegtuig klim met ander temas. So sal ons 'n koffietjie gaan drink vir die van julle wat tyd het. Kom ons kuier lekker saam met ons.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.